dan besef ons, of so 'n gedenkdiens, dan besef ons, dis dalk 'n hartseer tyd, maar dis 'n tyd van feesviering van iemand wat 'n vol lewe geleef het. En daar is nie 'n groot hoeveelheid mense wat by 95 kom en dan die volheid van die lewe hier kon geniet en dan kon huis toe gaan na die Vader toe. So welkom aan elkeen, vir die familie, vir die kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, en die res van die familie, saam met die simpatie wat uitgaan na julle toe, is daar ook 'n blydskap. Daar's nie meer pyn, daar's nie meer, in die tyd wat ons leef, het Tannie Hes of Ouma Hes, soos wat sy bekend is voor, of haar naam, het sy nie nodig om hierdie pad te stap, wat ons nog het nie. En ons sien almal uit, dalk nie nou al nie, daar was op 'n grafsteen eendag geskryf, ek het die dood verwag, net nie nou nie. En ek dink dis waar ons is, ek dink nie een van ons wil nou gaan nie, maar ek dink sy was op die plek, waar sy gesê het, ek is klaar, ek het die wedloop voltooi, en my tyd is om te gaan, om die Here, my Skepper, te gaan ontmoet. So kom ons sit net so, dan gaan ons saam bid, en dan gaan ons aangaan. Vader, baie dankie vir 'n geleentheid wat ons iemand se lewe kan vier, iemand wat gekies het om U te volg, iemand wat gekies het om 'n pad met U te stap, 'n vrou wat in die harte van elkeen wat hier is, gesien word as 'n vrou waarna almal kon opkyk. Haar voorbeeld was merkwaardig om te kan volg. En in hierdie oomblikke kom bid ons dat U deur die Heilige Gees sal kom en elkeen sal kom vertroos, maar in dieselfde tyd sal wakker maak in ons harte dit wat wie sy was en waantoe ons kan streef om te wees op hierdie aarde. Soos ons bid dat U hierdie tyd sal seën in Jesus naam. Amen. Amen. Jare terug, Ronald Reagan, ons ken almal vir Ronald Reagan, die vorige president van Amerika, het die storie vertel. Toe hy as 'n jong man skoene wou koop op daardie stadium, was daar nie 'n Shoe City of 'n Techie Town of jy kon nie eens Mr. Price Sport toe gaan of Cape Union Mart of wat ook al om 'n paar skoene te koop nie, wat reeds gemaak is nie. Jy moes gaan na iemand wat hulle genoem het, die skoenmaker. En hy sê as 'n jong seun stuur sy ma hom na die skoenmaker, dat die skoenmaker sy voete kon meet en al die goed doen wat hy moet doen, sodat hy 'n paar skoene vir hom kon maak. En toe alles gemeet is, toe vra die skoenmaker vir hom, Ronald, sê net vir my, soek jy 'n ronde voorkant, 'n ronde toon, soos hulle nou sal sê, 'n skoen, of 'n vierkantige voorkant? En hy sit en hy sê, miskien rond, miskien vierkantig, miskien, hy sê nee, ek is nie seker nie. En die skoenmaker sê vir hom, nee, is reg, gaan jy na my huis toe, en binne die volgende paar dae kom sê jy vir my, want ek kan nie jou skoene maak, voordat jy vir my gesê het nie. En Ronald Reagan vertel die storie, hy gaan daar weg, en hy vergeet skoon daarvan. En eendag, so 'n paar dae later, kry die skoenmaker hom in die dorp, en die skoenmaker vra vir hom, het jy al besluit? En hy sê, nee, ek weet nie. En die skoenmaker sê, wel as jy nie besluit nie, sal ek vir jou besluit, is reg. En toe laat die skoenmaker hom weet, hy moet sy skoene kom haal, en toe hy daar kom om sy skoene te kom haal,
toe is die een skoen rond met voorkant en die ander skoen vierkantige voorkant. En Ronald Reagan vertel en hy sê, toe ek daardie skoene sien, toe is daar 'n les wat ek geleer het uit hierdie skoene uit. As jy nie jou eie keuses maak nie, sal iemand anderste dit vir jou maak. En ek wil vandag 'n bietjie net met ons gesels oor keuses. Ons kyk na Ouma Hes en pragtige foto van haar wat ook hier op die voorblad is van die begrafnisbrief. En ons kyk na haar en dan sien ons in haar gesig, sien ons 'n vrou wat sekere keuses gemaak het in haar lewe. Ons sien 'n vrou en as ek na die stories luister van haar lewe en dan hoor ons en ons sien iemand wat geweet het wat sy wou gehad het in die lewe en sy het ook geweet dat daar sekere keuses is wat sy moet maak. En die skriflesing vandag wil ek lees net een versie vandag uit Deuteronomium 30 vers 19. Die Here praat met die volk en hy sê vir hulle, julle moet kies of julle my gaan volg of nie volg nie. En dan in vers 19 sê hy, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. En dan sê die Here, kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Die Here stel vir die volk en hy stel vir ons, elke dag van ons lewens, stel hy vir ons 'n keuse. Hy sê, ek stel vir julle voor die lewe, en ek stel vir julle voor die dood. Ek stel vir julle voor die seën, en ek stel vir julle voor die vloek. Nou as ek dit net daar los, dan kyk ons na dit en dan sien ons, hier's twee keuses, lewe, dood, seën, vloek. Maar die Here stop nie daar nie. Hy gaan aan en dan sê hy, maar kies die lewe. So die Here gee ons eintlik nie 'n keuse hier nie. Hy sê, ek stel vir julle, hier's die keuse, lewe, dood, maar kies die lewe. En daar's 'n foto, al twee kante, van 'n vrou wat lewe gekies het. So ek begin met die vraag wat ek mee gaan eindig. Het jy lewe gekies? Sy was 'n voorbeeld. Ek dink as ons hier vandag gaan stil word en ons gaan kyk na haar lewe en dan kan ons sien daar's soveel voorbeelde uit haar lewe wat ons kan vat en vasmaak in ons lewens. Maar sy het gekies die lewe. En die Here kom en hy sê, kies die lewe. In ander woorde, die Here sê, hier's jou keuse. Wees gehoorsaam aan my, kies die lewe, of rebelleer teen my. Moenie die lewe kies nie. Daar's iets baie interessant van hierdie keuse. As jy nie 'n keuse maak nie, as jy nie lewe kies nie, wat kry jy? Jy kry die dood. Lewe of dood is die afwesigheid van lewe. Dood kan nie, iemand kan nie dooier wees as iemand kan lewendiger wees, maar iemand kan nie dooier wees as iemand anderste nie. As jy dood is jy dood. So die Here kom en hy stel voor en hy sê, ek stel vir julle voor, hier's lewe en dood, kies die lewe. As ons kyk na haar lewe en ons sien 95 jaar, en ek dink baie keer ons lewe op aarde, nie alles nie, daar's baie goed in hierdie lewe, in hierdie lewe op aarde wat ons nie keuses het nie wat gebeur. Ek sê altyd life happens baie keer,
Maar ek dink daar's baie dele van ons lewens wat ons kan kies. Wil ek opstaan vandag en leef, of wil ek lê en depressief wees en hoop die dood kom haal my? En hier is die voorbeeld van iemand wat vir 95 jaar lewe gekies het. Die laaste weke, dalk maande in haar lewe, het daar die keuse so begin verbygaan en sy het dalk, ons weet nie wat het sy in haar hart besluit, maar dalk het sy gesê, Here, ek is nou moeg vir die aarde, ek soek nou die regte lewe. Kom haal my vir die regte lewe. Maar voor dit, elke dag, heel waarskynlik in haar lewe het sy opgestaan en gesê, vandag gaan ek leef. Vandag gaan ek voluit leef. Ek kies die lewe. Geen keuse is die keuse vir die dood. 1 Konings 18 vers 21 kom Elia, toe hy op berg Karmel is, en hy roep die volk, en hy sê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Ons leef in 'n tyd wat mense nie keuses wil maak nie. Ons leef in 'n tyd wat mense bang is om 'n keuse te maak. Ons leef in 'n tyd wat daar vir ons gesê het, jy kan nie kies nie. Iemand anders te kies vir jou. Of het in ons skoolsysteem is, of het in ons regeringssysteem is, of het in die algemene lewe, wêreld, besigheid is. Laat ons toe dat ander mense vir ons kies. Maar die Here kom en hy sê, ek stel vir julle die keuse voor. Kies julle vandag. As ons nie die Here kies nie, dan gaan die keuse vir ons gemaak word. Daar's 'n ander deel van 'n keuse. En hierdie deel is, elke keuse wat ons maak, het 'n gevolg. Elke keuse wat jy maak, het 'n gevolg. In die tyd wat ons vandag leef, en ek gaan nou nie daaroor preek nie, probeer die wêreld daar buite die kerk druk om nie keuses te maak nie. Probeer die kerk druk om nie te weet wat ons glo nie. Die wêreld daar buite probeer die kerk druk om eenvormig te word met die keuses van die mense om ons. Maar elkeen het die reg om 'n keuse te maak. Nou, eendag het mense gevra, is dit reg dat ons as kerk mense druk om 'n keuse te maak wat ons pas en wat dalk nie vir hulle pas nie? Nou die waarheid is, God het ons geskep met 'n vrye keuse. En God en ons moet mense respekteer vir die keuse wat hulle maak. Of dit nou sondige keuse is, of dit 'n keuse is vir 'n verkeerde lewe, ons moet hulle respekteer. Nie hulle keuse respekteer nie, maar ons moet hulle respekteer, want God het hulle die reg gegee om te kan kies. Maar hier's 'n probleem. Die waarheid is, elkeen het die reg om 'n keuse te maak. Die probleem is, niemand het die reg om die gevolge van sy keuse te kies nie. Ek gaan dit weer sê, laat dit insink. Almal het die reg om 'n keuse te maak, maar niemand het die reg om die gevolge van hulle keuse te kies nie. As jy nie die lewe kies nie, is die gevolge verskriklik. Die Bybel sê vir ons, die gevolge is 'n ewige dood. En die ewige dood is nie 'n ewige slaap nie. Dis 'n ewige skeiding, wat jy geskei is van God, en
as ons die Bybel lees, en party mense sê, ons moet nie die Bybel so letterlik opneem nie. Nou, hoekom is die Bybel dan daar? Om het te lees en te glo. So, die Bybel sê, as ons nie die verkeerde keuse maak, het ons 'n ewige hel, waar ons gaan wees. Ok, ek gaan nou nie oor die hel preek nie, ek wil eintlik net my punt maak. Die punt is, almal het die reg om te kies, maar niemand het die reg om die gevolge van hulle keuse te kies nie. Elke keuse wat ons maak, raak jouself. Daar's mense wat op die blaampad is, en soos wat ek verstaan, Ouma Hes het nooit op daardie pad gestap nie. Maar as mense wat ander mense blameer vir jou keuses. Daar's mense wat die banke blameer vir hulle finansiële probleme, want die banke gee te maklik skuld. Daar's mense in Amerika wat die sigaretmaatskappye hof toe vat, want hulle het nou longkanker. Ons blameer ons ouerhuis vir ons swak selfbeeld of ons wangedrag. Mense blameer apartheid vir ons sosio-ekonomiese probleme wat ons het. Mense blameer regstellende aksie vir my werksituasie. Mense blameer TV vir hulle kinders se stout wees. Mense blameer die kerk vir geestelike onvolwassenheid of seer in ons lewens. En almal blameer iemand anderste, maar intussen het God gekom en het gesê, ek stel vir jou voor, lewe, dood, kies jy. Ons het die reg om te kies, en elke keuse wat ons maak, raak my lewe en myself. En so sê Romeine 14 vers 12 vir ons, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap moet gee. Daar gaan 'n dag wees wat ons rekenskap moet gee, elkeen vir homself. En daar's 'n dag, Ouma Hes is nou daar in God se teenwoordigheid. En tot sy, wat almal na opgekyk het, hierdie wonderlike voorbeeld, tot sy sal rekenskap moet gee vir haar lewe op aarde. En nie een van ons sal dit vryspring nie. Daar is een absolute, ek sê dit seker by elke begrafnis, daar is een absolute in die lewe, en dit is die dood. Nie een van ons kan dit vryspring nie, behalwe as Jesus kom, om ons te kom haal voor dit. Dis 'n absolute wat elkeen van ons het, en ons het net die geleentheid om 'n keuse te maak, terwyl ons op hierdie aarde is. En elke keuse wat ons maak, sal daar gevolg wees. As ons die lewe kies, sal daar wonderlike gevolge wees vir ons. As ons die dood kies, gaan daar verskriklike gevolge wees. Ons moet dit weet. So elke keuse wat jy maak, raak jouself. Nommer 2, elke keuse wat jy maak, raak mense om jou. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan hier. Ons sê baie keer, of mense sê baie keer, los my uit, dis my keuse. Die probleem is, jou keuse raak die mense naast aan jou. Jou keuse maak dat ander mense seer kry. Jou keuse maak dat ouers nagte nie slaap nie, as gevolg van jou keuse. En ek dink hier's 'n paar ouers wat dit verstaan, en hier's dalk 'n paar ouers wat jonger was, wat verstaan dat hulle ouers, en daar's dalk van julle wat verstaan dat Ouma Hes het dalk nagte nie geslaap oor julle keuses wat julle gemaak het. Maar elke keuse wat ek maak, raak myself. Maar elke keuse wat ek maak, raak ook mense om my. Filippense 2 vers 3. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Jou keuses wat jy maak,
maak jy verander. Ek het, terwyl ek voorberei, toe kom hierdie gedeelte, so ek deel dit vinnig, en ek wil nie lang daarby stilstaan nie, maar besef, ek weet nie of ons altyd besef op hierdie aarde, dat my onvergifnis en bitterheid in my hart, raak mense om my. My eie onvergifnis wat ek dra in my hart, my eie bitterheid wat ek dra in my hart, raak mense om my. En ek wil vir ons net een vers, en ek kan hom uit 'n paar verskillende vertalings gou lees. Hebreërs 12 vers 15, in die Afrikaanse ou vertaling sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragte nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. In die Afrikaanse Bybel vir almal sê dit, julle moet ook oppas dat niemand God se genade weggooi nie. Iemand wat dit doen is soos 'n giftige plant wat groei en groot word. Hy maak probleme en hy laat baie mense vuil word van die sonde. In die boodskap sê hy, help mekaar sodat nie een van julle dalk al die goeie dinge misloop wat God so vrylik vir ons gee nie. As daar iets onder julle gebeur wat mense ongelukkig en kwaad maak vir mekaar, moet dit met wortel en tak uitgeroei word. As dit nie gedoen word nie, word dit soos 'n giftige plant wat uiteindelik baie mense seermaak. Alles dieselfde vers, is net verskillende vertalings. Ek wil gou die Michael van Blerk, dis my naam vir die wat nie geweet het nie, die Michael van Blerk vertaling gou vir julle gee. Maak seker dat niemand wegval van God se genade nie. Sorg dat jou lewe nie 'n giftige wortel van bitterheid het nie, sodat jy nie almal vergiftig wat eet van die vrugte van jou boom nie. As ek net 'n vinnige illustrasie gee, en ek deel hierdie ding, want dit wat ek hoor, en dit wat ons weet van ouma Hes, is dat sy het nie hierdie gif in haar gehad nie. Maar, kom ons vat 'n boom, 'n vrugteboom. Hoeveel vrugtebome, of het julle al gehoor van 'n vrugteboom, wat sy eie vrug eet? Het julle al gehoor dat 'n boom sy eie vrug eet? Geen boom eet sy eie vrug nie, hy dra net die vrug. Wie eet sy vrug? Die wat onder sy skaduwee kom, die wat naby hom kom, die wat verbykom, eet sy vrug. So pa, jou vrou en jou kinders eet van jou vrug, van jou boom. Ma, jou kinders eet van jou vrug, en jou man eet van jou vrug, van jou boom. Hoor julle wat ek vandag sê? Ander mense eet ons vrug van ons boom. En nou sê die woord van die Here, moenie laat bitterheid gif word, en dat daardie gif giftige vrugte voortbring wat ander mense moet eet, en jy vergiftig ander mense met jou keuses nie. Wat 'n keuse? Wat 'n keuses maak ons? Kies ons die lewe of kies ons die dood? Hier is 'n vrou wat 'n voorbeeld was, wat lewe gekies het. En dan die laaste punt, en dan gaan ek afsluit. Dit is nie gewoonlik so vinnig vir my nie, maar ek gaan probeer om dit te doen. In ons gemeente, as ek sê ek gaan afsluit, dan weet die mense, hier kom die tweede preek, maar dit gaan nie so vandag wees nie. Elke keuse wat jy maak, raak God en jou ewigheid. Elke keuse wat jy maak, raak God en jou ewigheid. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Net vir die wat nie verstaan wat hy hier sê nie, daar is 2 regterstoele wat die Bybel van praat. Die een sit God die Vader op, en wanneer ek voor daai regterstoel kom, is die vraag, is jou naam geskryf in die boek van die lewe?
En as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, dan word jy gegooi in die poel van vuur. Julle kan dit lees in Openbaring 20. Maar dan is daar 'n tweede regterstoel. En die tweede regterstoel is waar Jesus sit. En Jesus sit op hierdie regterstoel om belonings uit te deel. Volgens wat ek gedoen het op aarde. Dis vir ons wat in Christus is. Volgens wat ek gedoen het op aarde. Of het goed is of kwaad. My keuses wat ek maak, raak God in die ewigheid vir my. Die opsomming wil ek afsluit met die gebed wat Jesus ons geleer het om te bid. Die Onse Vader. En met hierdie gedagtes van keuses wil ek hom deurlees. Met 'n vrou wat hierdie gebed baie gebid het in haar lewe, die Onse Vader. Met iemand wat julle lief het en na opgekyk het wat hierdie gebed baie gebid het, was hierdie gebed 'n gebed van keuses maak elke dag in haar lewe. So die Here kom en hy sê vir ons, Here Jesus kom en hy sê vir ons in Matteus 6, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dis die eerste keuse. Here, ek bid, mag my lewe 'n lewe wees wat maak dat u verheerlik word. Mag my lewe 'n lewe wees dat u naam geheilig word. Dan sê hy, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dis weer 'n keuse. Here, ek bid dat ek my keuse sal maak om in u wil te leef. In u koninkryk. Koninkryk beteken 'n plek waar iemand koning is. U koninkryk is die plek waar u koning is. So Here, ek maak die keuse dat u my koning is. Laat u koninkryk kom, laat u die koning van my lewe is. En laat die koninkryk kom dat u wil deur my lewe geleef sal word hier op aarde soos wat u gekies het in die hemel vir my. En dan gaan hy aan en dan sê hy, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dis 'n keuse om te leef in totale afhanklikheid van God. En dan kom hy en dan sê hy wat ons nou net oor gepraat het, en vergeef ons ons skulde, of vergeet ons ons sondes in die ander vertaling. Vergeef ons ons sondes, soos ons ook die wat teen ons gesondig het, vergewe. Ek hou daarvan om terug te gaan na die oorspronklike toe. Die oorspronklike sê, vergeef ons dit wat ons verkeerd gedoen het, ons oortredinge, tot dieselfde mate, dis wat hy sê, tot dieselfde mate as wat ek vergewe. In ander woorde, laat ek aangaan, want anders te preek ek weer van vooraf. En lei ons nie in versoeking nie, dis 'n keuse. Here, wanneer die versoeking kom, dan is ek totaal afhanklik van u, dat u my gaan help, en ek hou vas aan u, dat u my gaan verbyvat van die versoekings wat kom. Maar verlos ons van die bose, weer eens my afhanklikheid van u, Here, ek gee oor aan u, en ek is afhanklik van u, en ek maak daardie keuse, dat u my sal verlos van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die plek waar u is, en die krag wat ek nodig het in my lewe, en die heerlikheid wat ek vir u gee, tot in ewigheid. Amen. En dan, nadat Jesus amen gesê het, ek het altyd prentjies in my kop, dink ek, hy sê, amen, en dan, of, haal asem, en die volgende woorde wat hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dis nie 'n woord wat ek nou vir jou preek nie. Dis woorde wat Jesus
gespreek het. Daar gaan baie Christene nie die hemel maak nie. Daar gaan baie Christene wees wat sê, ek het my lewe oorgegee aan die Here. Daar gaan baie Christene wees wat gesê het, ek het gekies om Jesus te volg. Daar gaan baie Christene wees wat sê, my hele lewe lank volg ek Jesus, en hulle gaan nie die hemel maak nie. Want hulle het besluit, ek volg Jesus oor alles, maar ek weier om te vergewe. Daar is 'n vrou, ek verwys heeltyd terug na haar, daar is 'n vrou, wat haar lewe geleef het, sonder bitterheid, en ek is seker sy het seer gekry in haar lewe. In 95 jaar het sy nie net een keer seer gekry nie. Ek is seker daar was tye in haar lewe, wat sy haarself aan die slaap gehuil het, oor wat mense gesê het of gedoen het, teen haar. Maar toe sy na die einde van haar lewe kom, en daar word haar van haar gevra, ouma, is jy reg om te gaan? Toe kon sy met 'n glimlag sê, ek is reg om my Skepper te ontmoet. Want sy het God se vergifnis ontvang, maar sy het ook God se vergifnis gegee vir mense om haar. Die vraag, ek stel vir jou voor vandag, die lewe en die dood. Die Here kom en hy sê vir jou vandag, kies die lewe. Kom ons sluit ons oë. Vader, vandag is dit so wonderlik om 'n voorbeeld te hê van ouma Hes. 'n Voorbeeld van 'n vrou wat dit wat ek vandag gedeel het, deel van haar lewe gemaak het. 'n Vrou tot in haar laat ouderdom wat nog kon lag, wat nog kon grappies maak, maar ook ernstig kon wees oor die keuses wat sy gemaak het in haar lewe. Ons sit vandag hier en ons kyk na haar lewe, en ek kan nie eers 1% vandag vertel van haar lewe, en baie mense, die meeste mense wat hier sit, het baie meer prentjies van haar lewe, en terwyl ek praat, kom hierdie prentjies in ons gedagtes, of in hulle gedagtes vandag. Maar soos wat ons dink aan haar lewe, kom ons vandag, en u rig ons oë nou na ons eie lewe, en u sê, kyk in jou eie hart, en ons kyk in ons eie hart vandag, en ek dink, ouma Hes wil glimlag en sê, hoor vandag, wat God se woord sê, hoor vandag, en maak die keuse vandag. En ons sit vandag hier, om daardie keuse te maak. Soos wat ons hier sit, en jy kan net sit met jou oë gesluit, wil ek vandag vir jou 'n geleentheid gee om 'n keuse te maak. Ek gaan jou nie laat opstaan nie, ek gaan jou nie laat vorentoe kom nie, ek gaan jou niks eintlik laat doen nie. Maar daar terwyl jy hier sit, wil ek vir jou vra, het jy ooit die keuse gemaak? Het jy ooit die keuse gemaak om te sê, ek kies lewe? Het jy ooit die keuse gemaak om te sê, ek kies om te ontvang die vergifnis van Jesus Christus? Het jy ooit die keuse gemaak, of het jy enige iets in jou lewe wat in die pad staan? Is daar dalk bitterheid en onvergifnis in jou hart wat in die pad staan, wat jy vandag hier sit en sê, daar's iets wat my gaan weerhou van die ewigheid, maar vandag wil ek daardie keuse maak, om die lewe te kies, om God se vergifnis te ontvang, en die lewe te kies om ook te vergewe en los te maak, sodat ek sy vryheid van sy genade kan beleef in my lewe. Terwyl jy hier sit, en jy hoef nie iets groot te doen nie, net daar waar jy is, wil ek jou vra, as jy hierdie keuse wil maak,
Wil jy net daar waar jy is, net jou hand opsteek? Jy hoef nie hoog op te steek nie, jy hoef nie eens op te steek dat ek sien nie, ek wil hê jy moet hom opsteek dat jy weet jy het 'n reaksie gebring in jou eie hart op hierdie boodskap. As jy vandag wil sê, ek wil Jesus kies, lig net jou hand genoeg, dankie. Lig net jou hand genoeg, dankie, jy kan hom weer laat sak, dankie. Om te sê, Here, ek kies die lewe. Gee my u genade om hierdie keuse uit te leef. Net vir 'n laaste keer, as nog iemand is, ek gaan bid. Vader, u het gesien wie hulle hande gelig, en dit maak nie saak, vir my maak dit nie saak, wie of hoeveel of so, want dit is nie die punt is dat ons kom vandag en ons maak opnuut weer die keuse. En elkeen wat land opgesteek het vandag, en elkeen wat dalk nie die moed gehad het om fisies land op te steek nie, maar in hulle hart het hulle gesê, ek wil ook hierdie keuse maak. Vandag wil ek kom bid, sal u nie kom, en deur die Heilige Gees, die vrymaking kom bring, deur die bloed van Jesus. Dankie Here Jesus dat u gesterf het, en toe u gehang het aan die kruis, toe het u gesê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En nou kom u en u sê, die wat my vergifnis wil hê, kies vandag, maak die keuse vandag, om dit te ontvang. En soos wat mense gereageer het, in hulle harte, of net fisies met hulle hand opgelig, kom bid ek nou, dat u in hulle harte, die vrymaking sal kom bring, deur die bloed van Jesus. Dat soos wat hulle nou kom, en bid en sê, Here vergeef my, en die wat hulle hand opgesteek het, of wat hierdie keuse maak, bid net hierdie saggies in jou hart, nie hardop nodig nie, maar net in jou hart, Here vergewe my, vir my sondes, wat ek gedoen het. Skep in my 'n rein hart, soos wat Dawid gesê het, en gee my die krag en die moed, soos wat ek nou kies om te vergewe ook, ander te vergewe, dat ek u lewe sal beleef in my binneste. Dis my gebed vandag vir elkeen. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek het gedink, terwyl ek voorberei het, en ek het hierdie voor die tyd gekry op my foon, het ek gedink in plaas daarvan om die begrafnisbrief of die herinneringsbrief in die einde agter, of waar sy hier voor, in die middel te lees, wil ek graag die boekmerkie lees, want hy's baie meer seggend as die res, nie dat die ander nie is nie. Ouma Hes, 30 Mei 1928 tot 15 September 2023. Die kuns van die lewe is om te leer, om in die stormreën te dans, terwyl jy wag vir die reënboog. En dit het ouma Hes beslis gedoen. Grootjie se reënboog was Jesus. Ouma Hes het almal om haar aangeraak met haar menswees, sagmoedigheid, geduld en dankbaarheid. Ouma was so lief vir haar Skepper. God was haar wese en bestaan. Maar ouma en grootjie het so maklik gegee, en die vrugte van die Gees, wanneer ons aan ouma Hes te dink, weergalm, dankbaarheid, liefde en oorvloed, 'n vreugdevolle hart, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid en nederigheid. Ouma het nooit gekla nie. Ouma was 'n juweel. Ons kan almal haar voorbeeld volg. Sy was so ware pragtige voorbeeld van God se koningskind. Grootjie was meer as net 'n ma, 'n sussie, ouma, grootjie en vriendin. Ouma was ons rustigheid. Ouma was liefde en aanvaarding, ons skuilplek, ons toevlug.
Ouma was ons Jesus op aarde. Ons harte is stikkend en seer. Ouma se plekkie hier op aarde is vir altyd leeg. Maar ons weet ouma dans in die hemel en sit by haar skepper en sy voete. Ouma is vry en soveel meer gelukkig. Ons gun haar die ewige lewe. God het haar vir ons 95 jaar geleen. En ouma se lewe was vol genade. Haar beke het oorgeloop. Ons dank God vir ons ouma se lewe. En dat ons kon deel wees van haar. En dat sy elkeen wat sy mee te doen gehad het, sy lewe ook positief aangeraak het. Ouma se wens vir ons almal is, moenie huil en treur nie. Wees lief en koester mekaar. Tyd is kosbaar. Familiebande is belangrik. Mag ons elkeen toelaat dat ouma se mens wees in ons voortleef. Dankie die wat dit uiteengesit het en geskryf het. Dankie vir hierdie woorde ook wat haar lewe beskryf. Ek gaan nou vra dat Brian sal vorentoe kom en die bedankings doen en daarna gaan ons net sit vir 'n oomblik en kyk na 'n video van al die foto's en herinneringe van haar en dan sal ek verder verduidelik. Môre of middag almal. Ja, dit is vir my 'n voorreg om die bedankings te doen namens die familie en vriende. Ek dink eerstens wil ek die Skepper bedank. Hy vir ouma Hes vir ons vir 95 jaar gespaar het. Ek dink dit is regtig 'n groot ouderdom. Ek het altyd vir ouma gesê sy is 'n vasbytertjie en sy was regtig 'n vasbytertjie. Dankie vir almal van julle wat hiernatoe gekom het vandag om hierdie diens saam met ons te kan meemaak en vir ouma, vir oulas te kan bedank vir wat sy vir ons beteken het in ons lewe. Ek wil dankie sê vir Lise wat donderdag gehelp het om vir ouma by die hospitaal te kry toe dit begin moeilik raak het. Vir Wilgeris ouertehuis se personeel wat so mooi na ouma gekyk het vir die tyd wat sy daar gewoon het en dat haar so mooi versorg het. Riemland personeel, dankie vir julle hulp met ouma ook donderdag. Dr. Ollie, Dr. Ismarie, dit was nooit vir julle moeite gewees om uit te gaan na ouma toe en haar te ondersoek nie. Dankie Dominee Michael vir jou boodskap. Ek dink dis baie ware woorde wat jy sê. Ons almal met hart daaroor dink. NG Kerk Frankfurt vir die gebruik van die kerk in die saal en Arno Anita, baie dankie. Almal wat help skinkie bedien na afloop van die diens. Dankie Tannie Adrie vir die mooi blomme en die rykers. Elsabie, baie dankie vir die heerlike eetgoed. Erika, baie dankie vir al jou geduld met Estie, met ouma se begrafnisbrief. Ja, nee, ek het dit ook gesien. Dit was omtrent 'n storie gewees. Tannie San Esterhuizen, een van die ouertehuise inwoners wat altyd by ouma gaan kuier het. Dankie daarvoor. Baie dankie Corlia vir jou hulp met die video, daarvan agteraf. Sanna, baie dankie vir alles wat jy vir ouma gedoen het, vir die tyd wat sy daar by julle gebly het. Dankie vir almal se boodskappe gedurende hierdie tyd en dat julle vir almal ondersteun het met ouma se afsterwe. Dankie vir elkeen wat bydraes gemaak het vir hierdie spesiale geleentheid vir ouma en vir almal wat vir haar kom kuier het. Ian, Elanay en Emma, ek wil ook dankie sê dat julle vir Estie bygestaan het gedurende hierdie week. Estie het soveel dinge wat sy moes gereël het en dat julle haar net bygestaan het en ondersteun het. En dan wil ek ook sê dankie vir Maastrani vir al die hulp en versorging van ouma toe sy nog by ma gebly het. Al die liefde en altyd iets wat sy kon eet om my tande besig te hou, jy weet, en ma het presies geweet hoe om net vir ouma besig te hou en dat ma altyd so mooi laat lyk het. En dan wil ek laastens dankie sê vir Estie, vir al jou hulp, jou versorging. Estie, ouma het vir die laaste jaar en 'n half hierso in Frankfurt gewoon en jy was net altyd daar vir haar gewees. Jy het altyd omgesien, na haar toe gegaan, seker gemaak sy lyk mooi, seker gemaak ons almal kan foto's kry en sien hoe dit gaan. Ons wil net regtig almal vir jou baie dankie sê. Dankie vir al die reëlings wat jy getref het en dat jy die familie hier bymekaar gebring het. Dankie.
Sjoe, nooit sou ek gedink het 13 jaar terug dat ek hiernatoe getrek het, dat ons vandag ouma se diensie kan doen nie, maar dit is my groot voorreg en seën en sy was net 'n absolute seën in elkeen van ons se lewe en ek is dankbaar dat die liewe Vader haar vir ons so lank gespaar het. Sy was regtig 'n juweel. Ek gaan nou verskriklik baie mis as ek haar instap en sê sy, "O Estertjie, nou waar kom jy nou vandaan?" En as ek later die middag dalk weer daar inkom en sê sy, "Ek het nou nie gedink ek gaan vir jou sien vandag nie, maar nou was ek al vroeër ook daar gewees." So ek wil vir ons Skepper sê dankie. Dankie vir al het sy Alzheimer's gehad, sy het ons elkeen tot die einde toe geken en dit was my grootste vrees as ek die dag daar gaan instap en sy gaan nie weet wie ek is nie. So hou my kind rustig haar oogies toegemaak en sy is na liewe Jesus toe en sy het tot die einde toe elkeen van ons onthou. Klasina, jou ingesluit, Marcel, nie so lank terug nie, ouma het ons besig gehou en sy het van almal gepraat vir wie sy lief was. So, ek wil sommer net 'n boodskapetjie van een van die vroutjies daar by die ouete huis, een van die swart personeel wat vir oumaatjie versorg het, net 'n boodskapie lees wat sy geskryf het. Ons harte is stikkend en ons sal altyd mis ouma Eshatting. Vir susters en verpleegsters was ouma 'n persoon wat lief was vir mense. Wanneer jy haar kamer binne gaan, wil sy nie hê jy moet weggaan nie. Sy was mal oor haar musiek en het daarvan gehou om televisie te kyk. Sy sal nie toelaat dat jy die kamer verlaat voordat jy haar rug met room gevryf het nie. As jy 'n verskoning probeer maak het, en sê jy sal terugkom vir haar, sal sy vir jou sê, "Naughty little Dottie." As jy vir haar tee gegee het, het sy gesê, "Wat van die pudding en paai?" Sy was baie lief vir grappies en sy het heeltyd gelag. Ouma Eshatting, rus in vrede, familie en vriende bly sterk soos ouma se siel en vrede rus met julle. So dit was wat Risolinaatjie gestuur het. So ja, ek wil ook aansluit by pastoor Michael. Dis seker 12 jaar terug het ek vir oumaatjie eendag gevra, as dit haar laaste dag op aarde is, dan wie gaan sy dit wil spandeer? En sy het net 2 keer hem en gehaan nie. Sy het gesê, saam met haar Skepper. En wie van ons, ek vandag nog, kan nie dit sê nie, ek gaan so my familie wil wees, ek is nog nie daar nie, so oumaatjie was reg. Sy was reg om hierdie aardse lewe vir die ewige lewe te verruil het. Maar ja, ons gaan haar sê goed mis. As ouma lekker geëet het, dan sê sy, my maag is vol en die pensie, die weet jy. Of sy sal sê, ek is nou so dik soos die weer voor die sonvloed. So daar's baie goedjies van haar wat ons gaan verlang. Ja, en ek wil net vir elkeen van julle wat hier is en my vriendinne wat my so ondersteun het, ou Deborah, wat ook hier is, ons admin hoofde, sy hou ons op ons tone, dankie Debbie, ek waardeer dit, hoor jy. Ek gaan vir elkeen wat hier is en wat vir ouma lief gehad het en deur my gesien het, hoe 'n besonderse vrou sy was, ja, mag sy en elkeen van julle voortleef. Ons gaan nou 'n kosbare videoetjie kyk en asseblief, na die tyd, Elsabeth, lank in sand gespook daar in die kombuis met heerlike kossies, so kom kuier asseblief almal saam. Nee, daar is hy. Dalk voordat ons by die video kom ons bid saam en dan kyk ons die video rustig en dan kan ons uitbeweeg so met die video of net na dit die kinders, die kleintjie, die agterkleinkinders as ek reg is, gaan daar buite wees en ons gaan net vir 'n oomblik daar staan sodat hulle ballonne kan laat gaan losmaak en laat gaan vir ouma. So kom ons bid net saam. Vader, so 'n dag is 'n dag wat ons 'n lewe vier, maar is ook 'n dag wat ons kan kom en sê, dankie. Dankie vir elkeen, is ek seker in hulle harte sê, dankie dat ons die voorreg gehad het om ouma Es te ken. En dankie vir die voorreg dat ons ook het om U te ken, Here.
En Here Jesus, as ons nou kom aan die einde van hierdie verrigtinge hier, kom ons ook nie aan die einde van ons lewe nie, en nie aan die einde van ons keuses nie. Help ons en leer ons om te leef volgens die keuses wat U vir ons daar stel. Ons kom bid nou dat U met elkeen sal wees, soos wat ons gaan beweeg na die saal toe, soos wat ons gaan beweeg, en soos dat almal gaan saam kuier, mag U teenwoordigheid by elkeen wees. En dan wil ons die seëngebed wat Paulus uitgespreek het, uitspreek nou, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die genade wat so geweldig groot was, dat U aarde toe gekom het, en kom sterf aan 'n kruis, sodat ons lewe kan hê. Dankie vir daardie genade, dankie vir die liefde van God, wat ons so geweldig lief het, dat U seun gestuur het aarde toe, en die offer kom bring, sodat ons die lewe en die ewige lewe kan ontvang. Dankie vir die gemeenskap van die Heilige Gees. Heilige Gees, U wat binne in ons woon, saam met ons beweeg. Dankie dat ons 'n God dien, die drie-enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En met U seën, as hierdie verrigtinge verby is, U kan uitstap en weet, U beweeg saam met ons. Amen. Dankie, kom ons kyk na die video.
Ouma Hes, ek het jou baie lief. En ek het jou altyd lief gehad, my dierbare, my gunsteling ouma. Ek sal jou lief hê. En ek sal altyd jou lief bly. Met my hele hart. Jy, ouma, jy was vir my baie kosbaar en spesiaal. Ek sal vir ouma onthou, soos wat ouma was vir my. Ouma was 'n wonderwerk in my hart en in my lewe. Dankie dat ouma altyd my beste ouma is en ek sal altyd nog altyd na ouma omsien, versorg. En dankie vir ouma se, ek sou nooit vergeet dat ouma so lief is vir kondensmelk. Kondensmelk blikkies sou met my te kom deel. En alles, ouma is my kondensmelk blikkie. Ouma is soos ek iemand wat ek lief het. Die res van my lewe sal ek lief hê vir ouma. Al is ouma weg vanoggend, weet ek. Ouma is by 'n veilige plek by liewe Jesus. En ons hemelse Vader vir ons almal van die hele familie. My keuse was om nie daar te wees nie, maar om my ouma so te onthou soos wat sy was vir my. Sy was kosbaar vir my. Ons het baie dinge gedoen. Kaarte gespeel, lekker goedjies gedoen. Ek is bevoorreg en gelukkig om so ouma te hê. Prys die Here dat U haar sou laat rus by U. Love you, oums. How can I say it as well when my voice can barely speak? How can I sing you a song in the midst of suffering? Jesus, will you meet me here? Let your peace wash over me. I need you now more than ever. Teach my soul to sing. My God is still in control, and still He reigns on His throne. Though mountains may tremble and sea billows roll, I'll sing it is well with my soul. My God is still in control. You have not left me alone, though
his throne. And though mountains may tremble and sea billows roll, I'll sing it is well with my soul. My God is still in control. My God is still in control.